Goeiedag lieve vriende, baie welkom by Huisfix. Ja, is vreemd hier op 'n maandag, maar dit is die groot lydensweek waarin ons nou is. Vrydag is 'n goeie Vrydag wat ons die kruisiging van die Here herdenk en die vroeë kerk het in hierdie week voor die tyd regtig moeite gedoen om hulle bietjie te fokus op hierdie groot gebeurtenis, die lewensveranderende gebeurtenis. En ek gaan vandag vir julle sommer net wys dat hierdie 'n lewensveranderende gebeurtenis was, nie net vir ons nie, maar ook vir alles in hierdie skepping. God het dramaties ingegryp. Nou, verlede Sondag, die eerste Sondag wat nou verby is, het ons nou Paasangdiens gehad. In die tradisionele kerk is dit Palmsondag. Daarom het ons nog by die kerk 'n bietjie moeite gedoen om die palmtakke daar uit te stal en te sê, dit sê iets van die intog van Jesus in Jerusalem. Die res van hierdie week praat ons juist oor wat volgens die eerste 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas, die tyd is wat die Here Jesus gebruik het om die laaste paar dinge in sy koninkryk te vestig. En hierdie evangelies haal dit uit om te sê, hierdie tyd het die Here met sy optrede en dit wat hy gesê het en gedoen het, kom sê, maar ons is in 'n nuwe era wat daar aangaan, die nuwe verbond. En daarom is die gedeeltjie wat ons vandag gaan lees, die reiniging van die tempel. En dis 'n aangrypende verhaal. Kom ons lees hom. Hierso in Lukas gaan ons dit lees, vers in hoofstuk 19, vers 45. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Hy was elke dag in die tempel besig om mense te leer. Intussen het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en ook die leiers van die volk 'n plan gesoek om hom dood te maak. Hulle kon egter niks vind wat uitvoerbaar was nie, omdat die hele volk gretig na hom geluister het. Vriende, die Lukas evangelie praat hierso maar net eintlik van 'n vinnige skoonmaak van die tempel. Hy het daar die handelaars uitgejaag. As mens die evangelie van Johannes gaan lees, Johannes, al sit hy dit nou in die begin van sy evangelie, maak 'n bietjie 'n wyeer prentjie van, naamlik dat hy noem van die vee spesifiek wat uitgejaag is, die geldtafels wat omgegooi is, die handelaars, Jesus wat 'n sweepie vleg in die dramatiese oorname van die tempelterrein. Die vraag is, wat wil ons in hierdie laaste lydensweek hier raak sien en moet ons raak sien en hoe help dit ons om te verdiep in ons belewenis van die nuwe verbond? Die ou verbond, wanneer Jesus instap in hierdie tempelterrein, was goed bedoel. God het regtig bedoel om sy volk deur hierdie tempel en al die simboliek wat daarin is, te lei tot afhanklikheid van hom, 'n nederigheid voor hom. Maar ongelukkig soos ons mense maar is, loop dinge nie altyd volgens die plan nie. En het dit so 'n bietjie skeef geloop ook in die tempelterrein. Hier is regtig slegte handelspraktyke toegepas, omdat die ouens wat kom offer het, moes hulle, wat nie hulle vee naby gehad het en kon bring, moes daar koop, hulle het dit ten duurste gekoop, en partykeer sou hulle vir 'n ou sê, maar hierdie ou lammetjie van jou, of hierdie ou duifie van jou is nie goed genoeg nie, jy moet ruil vir 'n ander een, en ruil hulle om vir 'n beter een met nog geld wat hulle moet gee. En nou kom die Here Jesus en hy stap in hierdie terrein in. En wat my tref is, as mens die Johannes evangelie ook gaan lees, dat hy hierdie diere uitjag. En ek by myself gedink, wat sou dit alles vir ons sê? Ding wat ons moet hoor in hierdie laaste week. As Jesus in hierdie laaste week optree, dan is alles wat rondom en wat om gebeur en waarmee hy besig om die tafel te dek vir sy kruisiging en opstanding uit die dood. Hier by die tempelterrein kom die Here, en nou moet jy mooi luister. Hierdie diere wat altyd die offers was, wat moes sterwe, wat moes doodgaan omdat 'n mens sondig doen het. En ek dink dis daarom een ding wat 'n mens nie altyd kan so lekker mee saamgeleef het daai tyd nie, as jy nou regtig sensitief was om te sê, jong, hierdie ou diertjie het niks gedoen nie, maar omdat ek sonde gedoen het, moet hy doodgaan. Die ander beeld wat ek vir julle wil wakker maak, is ons vir Abraham sien met Isak op pad na die opdrag gekry het om sy seun te offer, aan sy vraag van Isak aan sy pa, wel, hier is die hout en alles, waar sal die offerlam vandaan kom? Wat gaan ons offer? En dan sê Abraham, die Here sal voorsien. En nou kry ons hierdie dramatiese verhaal, wanneer Isak daar op die altaar lê, dan skielik is daar 'n bokram, en hierdie bokram word geslag. Dis die Ou Testament, die seun word uit die toneel uitgehaal, die bok sterf, die diere
jaar vir jaar, maand vir maand by hierdie offergeleenthede is dit diere wat ter wille van mense sterf. En hier stap die seun in, die Isak van die Nuwe Testament, die een wat hom gee. Hy jaag die diere uit. Hy gooi die geldtafels aan om te sê, hier is nie 'n prys te betaal vir wat hier gaan gebeur die volgende paar dae nie. Hier is nie 'n dier wat kan doen wat ek nou vir julle aan die kruis gaan doen nie. En daarom moet mense dit raak sien dat hierdie reiniging van die tempel is 'n reiniging tot op daai punt wat ons aanvaar dat alles wat tydelik was in die ou verbond, die offerkultus, word deur Jesus eintlik op 'n dramatiese manier omgeswaai wanneer hy sê, nou stap die seun, anders as die Isak verhaal, kom die seun nou vorentoe en hy jaag die diere uit. Hy gooi die handelaar se tafel om en hy sê, maar hier is die ware offer wat sou versoening bring vir die wêreld. Die offer wat Abraham dalk nie op daai stadium besef het, waarheen verwys dit nie. Hier kom die seun. En daarom, kom ons dink 'n bietjie vandag daaraan, dat die Here in 'n sekere sin daardie dag die tempel gereinig, daai terrein gereinig, en die diere eintlik vrygemaak het van hierdie las wat hulle altyd moes dra, onskuldige diere ter wille van skuldige mense. En dan kom die onskuldige seun van God om te sterf aan die kruis, sodat die finale offer gebring is. Daar is nie geld wat daarvoor kan betaal nie, daar is nie diere wat daarvoor betaal nie. Aan die kruis sou hierdie seun hang, hierdie een wat dit voorberei. Jesus dek dus sy eie tafel ter wille van jou en my. Hy stap in die toneel en sê, hierdie tyd is verby. Ons jaag die vee weg, ons gooi die geld weg. Ek bring die offer wat nie met geld gekoop word nie, maar ook nie met die bloed van diere volbring word nie. Wonderlike Vader, mag ons vir 'n oomblik hierdie toneel vashou, waar u wel wetende dat u 'n paar dae later in die kruis sou sterf, ook hierdie tafel dek. Ek word die offerlam. Ek word die duif wat geslag is. Ek word die een wat die volle prys betaal. En ons vat dit vandag, Here. En ons kry hoendervleis as ons daaraan dink, dat u hierdie toneel herskep. Nie sommer net omdat u ontsteld was nie, maar omdat u in die groot liefde die volle prys kom betaal het. Ons eer u daarvoor. Amen. Vriende, kom ons sien in ons geestesoog hierdie verlosser wat vir jou, vir my, die diere vryskel van hulle las wat die mensdom op hulle gesit het om geoffer te word en bereid is om die volle prys te betaal. Mag die Here vir ons seën. Totsiens.